Goeiemôre liefdes, hartlik welkom in die huis van die Here. Ons kom vandag saam in die teenwoordigheid van die Here wat self beloof. Dit is goed om die Here te loof en tot eer van die naam te sing o Allerhoogste. Sê Psalm 92 vers 2 vir ons. Mag ons vandag hier rus vind, nuwe krag ontvang en saam luister na God se woord. Maak vandag jou hart en geloof oop vir sy genade en leiding. Of jy met vreugde of met swaarte aankom, die Here ontvang elkeen van ons met liefde. Mag hierdie samekoms ons geloof versterk en ons weer uitstuur om as sy kinders te leef tot sy eer. Kom ons kyk na mense wat swaar kry in hierdie dae. Op hierdie stadium is Robbie Robertson, Donald Gordon Hospitaal. Ek wil vra asseblief baie ernstig aan Robbie ook in die voorbereiding en in die gebede sal dink. Dit gaan nie goed nie. Ons wil regtig die voorbereiding vra vir Robbie in hierdie dae. Dan verjaarsdae. Verlede week het Joyce Smith se verjaarsdag van die skerm afgewaar op een of ander manier met apologie daaroor. Ek hoop dat sy 'n lekker verjaar het. En dan verjaar Susan Meiberg hierdie jaar. Susan, baie geluk met jou verjaarsdag. Op 'n mooi en geseënde jaar wat vir jou voorlê. Dan is Karel en Nicoline Jansen van Vieren hierdie week die 2 Maart môre 7 jaar getroud. Ook baie geluk aan Karel en Nicoline. Ons afkondigs in die gemeente, daar is nie baie nie. Ons kollektes vir barmhartigheid en kerkkas is in die voorportaal. Ons drink saam tee na afloop van die erediens. Ons Bybelstudies hierdie week is normaal 9uur Dinsdag en 5:30 Dinsdag en dan Woensdag aand het ons jong werking is 6:30 saam Bybelstudie. Ons vra maar dat jy asseblief die datum 27 Maart ook opskryf in die dagboek dat ons diakens ook kan ondersteun met hulle hamburger en ribburger verkope. Ons sal dit is op die gemeentegroep ook geplaas, so jy het al die inligting ook daar ontvang. Dan prediking volgende week is uit Markus 2 vers 1 tot 12 en die tema by die prediking is Jesus het mag om sondes te vergewe en te genees. Ons gaan stil word voor die Here en ons gaan saam sing lied 191 daarvan vers 1 en 3 terwyl ons so sit as votum. Met hierdie lied verklaar ons onsself in die teenwoordigheid van die Here en bid ons vir sy genade, sy bystand en sy krag. Vers 1 en 3, daarna ons openingsseën. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade en vrede vir julle, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgebore uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Skrifwoord 1:1 daarvan vers 3 en vers 7 is ons loflied. Vers 7 sê baie pertinent. Hoekom ons hier is? Ons sal in lewe en in sterwe aan een behoort, Jesus Christus,
Ons staan as ons dit sing en daarna doen ons saam belydenis van ons Christelike geloof. Ek nooi u om saam met my u geloof hardop te bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy weer sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Love.
Ek luister saam met u na die wet van die Here uit Eksodus 20, daarvan vers 1 tot en met vers 17. Toe het God al die gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die waters onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van die vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag niemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons het laasweek saam na afloop van die wet geluister en gekyk wat staan in die eerste gebod. Vandag kom ons by die tweede gebod wat lui: jy mag vir jou geen gesnede beeld maak nie, of enige gelykenis van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou vir hulle neerbuig en nie dien nie. Dis die ou vertaling direk uit die Hebreëus vertaal. Hierdie gebod gaan oor ons God aanbid en eer. God verbied is hierdie kuns of afbeeldings as sodanig nie, maar die aanbidding van beelde. In die tyd van die Ou Testament het die nasies rondom Israel gode gemaak uit hout, klip of metaal, en hulle dan as gode vereer. So onder andere het hulle die beeld van 'n bulkalf gehad wat hulle baie sterk aanbid het. Die Here wys egter dat hy nie deur menslike hande gemaak of beheer kan word nie. God is gees, heilig en oneindig groter as enige beeld wat die mens kan vorm. Die tweede gebod leer ons dat ware aanbidding nie deur sigbare voorwerpe bepaal word nie, maar deur gehoorsaamheid aan God se woord. Wanneer mense God probeer voorstel volgens hulle eie idees, bestaan die gevaar dat ons 'n God skep wat by ons voorkeure pas, eerder as die ware God van die Bybel. Afgoderry gebeur dus nie net met fisiese beelde nie. Dit gebeur ook wanneer ons geld, sukses, mense of ons eie gedagtes belangriker maak as God. Hierdie gebod beskerm die suiwerheid van ons geloof. God wil nie dat ons hom volgens ons verbeelding aanbid nie, maar soos hy hom aan ons in sy woord openbaar het. Daarom aanbid ons hom deur sy woord, deur gebed, deur lofprysing en deur 'n lewe van gehoorsaamheid. In die Nuwe Testament sien ons die volle en volmaakte openbaring van God in Jesus Christus. Jesus is nie 'n beeld wat mense gemaak het nie, maar God self wat mens geword het. Daarom rig ons aanbidding nie op voorwerpe nie, maar ons rig ons aanbidding op die lewende Here. Ek sluit af. Die tweede gebod roep ons dus om God alleen te dien, om reg te aanbid en ons harte te bewaar teen alles wat sy plek wil inneem. Ware aanbidding begin nie by dit wat ons sien nie, maar by 'n hart wat liefhet en eer. Nou gaan ons antwoord op die 10 gebooie, geliefdes, met lied 528 vers 1 en 3. Doen slegs u wil, Heer,
U wil met my. Daarna kan jy gaan sit, ons gaan saam bid. Ons heilige God, Hemelse Vader, wat is die mens dat U na ons kyk? Die mensekind dat U ons so hoog geskep het, bykans as die heerser oor alles. Ja, oor alles op aarde het U ons aangestel en gesê, heers daaroor met liefde, sorg daarvoor met die respek, want ek het dit geskep. O Here, vandag kom ons in 'n wêreld waar daar nuwe oorloë uitgebreek het om te bely. Ons kyk nie na hierdie aarde nie. Ons vernietig dit met missiele, met vliegtuie wat bomme gooi. Ons vernietig die skepping wat U gesê het, gaan uit, heers daaroor. Wees my verteenwoordiger hier op aarde. Daarom kom ons in die eerste plek met belydenis van ons sonde na U toe. Vergewe ons waar ons ver te kort skiet. Maar Heer, ons kom ook na U toe met 'n blydbede. Wees ons genadig in hierdie dae. Here, U alleen kan harte verander. Skenk ook daardie vrede. Waar daar vrees op aarde is vir hierdie konflik in die Midde-Ooste, wat kan uitkring na die hele wêreld ook in 'n kernoorlog, wil ons smeek by U. Gee insig vir elkeen daar en bring die vrede. Maar vanoggend is ons hier in die huis om U te dank vir die vrede wat U Seun Jesus Christus vir ons gegee het tussen ons en U. Dat ons kan weet, dit maak nie saak wat met my gebeur op aarde nie. Ek is meer as oorwinnaar deur Christus wat my die krag gee. Daarom kan geen siekte, niks wat oor my pad kom, my skei van die liefde nie. Die liefde wat vas en seker in Christus U Seun is. En met hierdie bede bid ons vanoggend vir hulle wat siek is. O Here, ons bid vir Robbie in baie moeilike tye. U is almagtig. Laat U wil geskied, o Here, en nie ons as mense se wil nie. Laat U wil geskied, ook daar by hom in Gilgorden. Ons bid vir elkeen van ons wat in die gemeente siek is. Ons het voor die kerk gehoor van Anne, Binaar wat geval het. Ons bid vir Anne, dat U haar sal dra en bewaar, ook weer op die been sal bring. Maar ons bid vir elkeen in hierdie gemeente, Here, dat ons vandag met ons harte op U gefestig sal smeek. Spreek, Here, U diensknegte luister met 'n diep ontzag. En daarom dra ons ook U woord aan U op, die verkondiging van U woord. In 'n tyd waar dit so maklik is om U woord laat buik spreek, om my eie gedagtes en ons eie gedagtes te laat spreek in plaas van suiwer U woord. Wil U ons mond aanraak as ons praat? Wil U ons harte aanraak as ons ontvang? Dat wat ons sê en wat ons doen sal wees in ooreenstemming met U wil en U waarheid. Neem ons harte gevange. Seën die lippe wat moet praat
met kole van die altaar. Ons vra dit in Christus se naam. Amen. Ek gaan vandag saam met julle lees vir die laaste keer met hierdie preekreeks uit die boek Tweede Konings. Ek gaan saam met julle lees Tweede Konings, hoofstuk 13, vers 14. Ek gaan die prediker sê, vergeef my as ek herhaal. Ons het gekyk na die wonderwerke wat Elisa, die man wat die meeste wonderwerke in die Ou Testament gedoen het. Die wonderwerk wat vandag gebeur na sy dood. En dit vestig my hoop op die opgestane Jesus Christus, wat die graf oopgebreek het. Kom ons lees, 2 Konings 13, vanaf vers 14 saam. En toe Elisa siek was aan die siekte waaraan hy sou sterwe, het Joas, die koning van Israel, afgekom na hom, en oor hom geween en gesê, my vader, waar van Israel en sy ruiters? Daarop sê Elisa vir hom, neem 'n boog en pyle. En toe 'n boog en pyle, en hy het vir hom 'n boog en pyle geneem. En hy sê vir die koning van Israel, sit jou hand aan die boog. En hy sy hand aan die boog gesit. En Elisa het sy hande op die hande van die koning gelê. Verder sê hy, maak oop die venster na die ooste toe. En het dit oopgemaak. En Elisa sê, skiet. En hy het geskiet. So sê hy, toe sê hy, 'n pyl van oorwinning van die Here en 'n pyl van oorwinning op Aram. Jy moet die Arameërs volkome verslaan en afhek. Verder sê hy, neem die pyle. En dit het geneem. Toe sê hy vir die koning van Israel, slaan in die grond, en hy 3 maal geslaan en opgehou. Daarop word die man van God baie kwaad vir hom en sê, jy moes 5 of 6 maal geslaan het, dan sê die Arameërs volkome verslaan het, maar nou sê die Arameërs 3 maal verslaan. En dan ons teksverse, daarna het Elisa gesterwe, en hulle het hom begrawe. En die bendes van die Moabiete uit die land ingekom in die ingang van die jaar. En terwyl hulle besig was om 'n man te begrawe, sien hulle met eens die bendes. Daarom het hulle die man in die graf van Elisa gegooi. En toe die man met die gebeente van Elisa in aanraking kom, het hy lewendig geword en opgestaan op sy voete. En Hazael, die koning van Aram, het Israel verdruk in die dae van Joas, maar die Here was genadig en het hom oor hulle ontferm en tot hulle gewen, terwille van sy verbond met Abraham, Isak en Jakob. Hy wil nie vernietig en tot nog toe nie van sy aangesig wegwerp nie. En Hazael, die koning van Aram, het gesterwe, en sy seun Ben-Hadad het aan sy plek koning geword. En Joas, die seun van Joas, het weer die stede in die hand van Ben-Hadad, die seun van Hazael, teruggeneem, wat hy aan sy vader Joas in die oorlog ontruk het. Joas het hom 3 maal verslaan en die stede van Israel herower. Genade wat verder gaan as die graf. Geliefdes ons Here Jesus Christus, daar is 'n ou gesegde wat sê, die lewe gaan aan. Wanneer 'n groot leier val, wanneer 'n geliefde sterf, wanneer 'n tydperk afgesluit word, dan voel dit bykans vir ons of die verhaal voltooi is. Die laaste hoofstuk is geskryf, die boek is toe, ons staan by 'n graf, ons huil, ons bewys ons eerbewyse, en ons draai om met die lewe voort te gaan, maar dikwels met 'n leë plek in ons harte, en 'n gevoel dat die krag wat daardie persoon gehad het, saam met hom of haar in die graf in is. Vandag kyk ons na 'n gedeelte in die Ou Testament, wat daardie aanname totaal en al omverwerp. Ons lees van die dood van 'n groot man van God, die profeet Elisa. Sy lewensverhaal, soos ons hom leer ken het in hierdie preekreeks oor Tweede Konings, is gevul met wonderwerke. Hy het die water by Jerigo gesuiwer. Hy het die olie laat vloei vir 'n arm weduwee. Hy het 'n kind uit die dood opgewek. Hy het die leer van Aram met blindheid geslaan, om maar enkele wonderwerke te noem. Maar in 2 Konings 13 vertel die skrywer vir ons dat Elisa baie siek geword het en gesterf het. Hy is begrawe. Dit klink soos die einde. Maar dan, geliefdes, gebeur die ongelooflike. Die verhaal is nie verby nie. Die Here skryf 'n naskrif. En in daardie naskrif lê die boodskap van hoop opgesluit, wat nie net vir Israel in daardie dae bedoel was nie, maar wat deur die eeue heen skyn
tot vir ons toe, tot vandag toe. Kom ons lees die woorde weer saam van 2 Konings 13, vers 20 tot 21. Ek lees omdat dit baie duidelik maak, die ou vertaling, die 53 vertaling. Daarna het Elisa gesterwe en is begrawe, en Moabitiese rowersbendes het aan die einde van die jaar in die land ingekom, en terwyl hulle 'n man begrawe, toe sien hulle die rowerbendes, toe gooi die man in die graf van Elisa, en toe die man neerkom en aan die gebeente van Elisa raak, het hy lewendig geword en op sy voete gaan staan. Dis 'n vreemde, 'n bykans grinderige verhaal. Die land was 'n tyd van onrus. Die Moabitiese bendes was 'n konstante bedreiging, soos jakkals wat slag by die kraal inkom. In haas en paniek om aan die aanvallers te ontsnap, doen 'n groep begrafnisgammers iets wat niemand ooit sou beplan nie. Hulle gooi die liggaam van hulle onlangs oorlede familielid in die eerste oop graf wat hulle kry. En dit was toevallig die graf van die profeet Elisa. Die oomblik wat daardie dooie man se liggaam die gebeentes van Elisa raak, gebeur die onmoontlike. Die dood gryp terug na die lewe. Die man word lewendig en gaan staan op sy voete. Wat 'n ongelooflike toneel. 'n Man wat dood is, wat naar die graf gedra is, word skielik 'n man op sy eie voete staan. Die graf, wat die finale bestemming van alle lewe is, word die geboorteplek van nuwe lewe. Wat leer ons hieruit, geliefdes? In die eerste plek, God se krag is nie beperk deur ons omstandighede of toestande nie. Elia was dood. Sy bediening op aarde was verby. Soos elke predikant weet, sy bediening op aarde gaan eendag verbygaan. Sy stem was stil. Sy teenwoordigheid was weg. En soos net na die menslike situasie kyk, sal ons sê, dit is dit. Die krag is weg. Die bron het opgedroog. Maar God sê, nee. Die krag was nie Elisa se krag nie. Die krag is my krag, God se krag. Elisa was die kanaal, hy was die houer. En selfs toe daar die klipkruik stikkend was, selfs toe die lewe in die profeet gewyk het, was God, die een wat hom gebruik het, steeds lewendig. God se genade, God se krag, is nie aan 'n mens se asemteug gekoppel nie. Hoe dikwels, geliefde, vir ons nie soos daardie mense in Israel nie. Ons kyk na die kerk en ons sien dat die groot leiers, die posmas, wat die kerk tot stand gebring het, van gister nie meer daar is nie. Ons kyk na ons eie lewensbesef en ons voel dat ons geestelike krag opgedroog is. Ons voel ver, koud en van God af dood. Ons dink dan, ag, as hierdie familielid, my oupa of my ouma, of een wat voorgegaan, die geloofbaar net geleef het, hy kon so mooi bid, hy sal my weer teruggebring het op die pad. Of, as daar die ou leraar of voorganger binne die kerk nog hier was, sou die kerk van die Here weer blom. Ons maak ons geestelike lewe afhanklik van mense, van tye, van omstandighede. Hierdie wonderwerk in 2 Konings 13 roep vir ons, God is nie dood nie. Al het die filosoof Nietzsche ook hoeveel keer geskryf, God is dood. God werk nie net deur die lewe van die profeet nie, hy werk ook in sy dood. God se krag is nie 'n voorraad wat opraak nie. Dis 'n onuitputlike fontein wat bly vloei, selfs wanneer ons dit die minste verwag. Die man wat in die graf gegooi is, het niks verdien nie. Hy was dood. Hy kon niks doen nie. Hy kon nie glo nie. Hy kon nie bid nie. Hy kon nie sy hand uitsteek en sê, help my nie. Maar toe aan God se gesalfde raak, selfs net aan die gebeente, het die lewe ingeskiet. Dit, geliefdes, is 'n pragtige prentjie van genade. Genade is onverdiende guns. Hierdie man het niks gedoen om daardie wonder te ontvang nie. Hy was bloot uit die Moabitiese oog op 'n verkeerde tyd, op 'n verkeerde plek. Maar het God se oogpunt was op die regte tyd, op die regte plek. God se krag werk dikwels die kragtigste wanneer ons swak is, wanneer ons dood is in ons sonde en oortredinge. Hier neem ek na die Nuwe Testament, na die apostel Paulus, 2 Korintiërs hoofstuk 5. Paulus
vers 12, hoofstuk 12, verskoning, 2 Korintiërs, hoofstuk 12. Paulus is nou baie swaar tyd van sy lewe. Hy word waarskynlik blind, epileptiese aanvalle tuistrom, en hy wil meer doen. En dan bid hy 3 gebedsreekse tot God, om nog meer te werk, dat hierdie vuise van Satan nie verder sal tuister nie. En weet jy wat sê God? My genade is vir jou genoeg. En hierdie man in 2 Konings 13 is 'n voorbeeld van God se genade, onverdiende guns, wat hy nie verdien het nie, kry hy van God. Maar verder lees ons in die tweede plek, die getuienis van die verlede het krag vir die hede. Daar lê 'n man in die graf, sy naam is Elisa. Sy lewe was 'n getuienis van God se getrouheid. Elke wonderwerk wat hy gedoen het, was 'n teken dat die God van Israel leef en teenwoordig is. Toe hy lewe, was die gebeente bedek met vlees, gevul met asem, bewoon deur 'n siel wat God gedien het. Maar selfs sonder die vlees, sonder die asem, sonder die kloppende hart, het die gebeente steeds 'n reserve van God se heiligheid gedra. Die skrif sê vir ons dat Elisa 'n heilige man van God was. Sy hele lewe was aan God gewy, en selfs in die dood was sy gebeente steeds afgesonder vir God. God eer diegene wat hom dien. Hier sien ons dat God so behaag sy diensknegt gehad het, dat hy self sy gebeente gebruik as instrument van die lewe. Dink oor daarna, dink daaroor, geliefdes. Die getuienis van Elisa se lewe het nie opgehou om te praat nie. Die Hebreërskrywer sê vir ons dat die gelowiges van ouds alles hulle dood steeds spreek in Hebreërs 11 vers 4. Die man wat in die graf geval het, is geraak deur die oorblyfsel van Elisa se getrouheid. Vir ons as kerk is dit 'n geweldige bemoediging. Ons staan op die skouers van reuse. Ons het 'n erfenis van geloof wat ons bereik het. Die getuienisse van die wat voor ons geglo het, die belydenisse van die wat gesterf het in die geloof, die woord van God wat hulle verkondig het, dit is steeds kragtig, dit is steeds lewendig. Wanneer ons voel, ons is besig om te verdrink in die paniek van die hedendaagse Moabitiese rowerbendes, die bekommernisse, die aanvalle, die druk van die lewe, dan is daar 'n graf waarin ons kan val. Daardie graf is die woord van God, die getuienis van die kerk deur al die eeue. En wanneer ons daarin raak, waardeur ons onsself aan die waarheid van God verbind, wat deur die geskiedenis heen getrou was, gebeur daar iets. Die lewe keer terug, ons staan op. En daarom is hierdie gedeelte 'n afskaduwing, 'n profetiese skaduwee van Jesus Christus. Die grootste boodskap, geliefde, van hierdie teks, die een wat ons harte laat brand, is hoe dit vooruitwys na ons Here Jesus Christus. Elisa was 'n groot profeet, maar hy was net 'n mens. Hy het gesterf, sy graf het sy gebeente gehou totdat hierdie voortval plaasgevind het. Maar selfs hierdie wonderwerk is net 'n skaduwee van die ware lig wat aankom was in die wêreld. Kom ons kyk na Jesus. In die Nuwe Testament lees ons van 'n ander graf buite Jerusalem. In daardie graf het ook 'n man gelê, ook dood. Sy naam was Jesus van Nasaret. Hy is doodgemaak. Sy liggaam is van die kruis afgehaal en in 'n nuwe graf neergelê. Sy disippels was paniekbevange. Die rowerbendes van die dood, die sonde en die hel het toegeslaan. Dit het gelyk uit hulle perspektief. Die verhaal van Jesus Christus is geskryf. Die verhaal is klaar, dit is alles verby. Maar kyk wat gebeur. Op die 3de dag gebeur daar iets oneindig groter as wat by Elisa se graf gebeur het. By Elisa se graf het 'n man, 'n dooie man gelewe toe aan Elisa se dooie gebeente raak. By Jesus se graf het die dooie self lewende geword. Jesus het nie net lewe aan iemand anders gegee nie. Hy het die dood vir altyd oorwin. Hy het opgestaan, nie net om self te lewe nie, maar om eersteling te word van die wat ontslaap het. Die verskil tussen Elisa en Jesus is hemelsbreed. Elisa se gebeente kon lewe gee, maar Elisa bly dood.
Jesus se dood en opstanding gee lewe en Jesus leef. As die aanraking van Elisa se gebeente 'n dooie man kon laat opstaan, hoeveel te meer kan die aanraking van die lewende Christus vir ons doen? As daar krag was in die oorblyfsel van 'n sondige mens soos ons, hoeveel te meer is daar krag, opstandingskrag in die Seun van God. Paulus bid vir die Efesiërs dat hulle mag weet wat die uitnemende grootheid van sy krag wat in hulle bly, wat in hulle is wat glo is. Hy skryf, volgens die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het. Dit is dieselfde krag wat vandag in ons lewe werk. Maar geliefde, wat beteken dit vir jou en my hier? In die eerste plek, moet nooit die krag van God sy teenwoordigheid in jou lewe onderskat nie. Selfs aan tye wat jy voel jy is geestelik dood. Jy mag dalk vandag hier sit en voel soos daardie dooie man, geestelik koud, afgestomp deur die wêreld, oorweldig deur sondige omstandighede. Jy mag dalk voel jou geloof op sy laaste asem. Die Bybel se boodskap aan jou is, daar's 'n graf naby. Daar's 'n plek waar God se krag teenwoordig is. Daardie plek is die voet van die kruis. Daardie plek is die oop graf van Jesus. Val daar neer, raak hom aan deur die geloof. Al wat jy hoef te doen en kan doen, is om jouself voor sy voete neer te gooi en hoor wat beloof hy. Hom wat aan my toe kom, sal ek nooit wegstoot nie. Johannes 6 vers 37. Die lewe wat hy gee, is nie tydelike oplewing nie. Dit is die ewige lewe. Tweedens, ons lewe as gelowiges het 'n impak wat ons dood oorleef. Geliefde, jou getrouheid, jou gebede, jou woorde van bemoediging, dit is soos gebeentes wat in die grond van die koninkryk lê. Jou kinders, jou kleinkinders, jou vriende, jou medegelowiges mag dalk eendag in 'n noodsituasie wees. En in daardie nood mag hulle onverwags dalk raak aan iets wat jy in hulle lewe geplant het. 'n Vers wat jy geleer het, dalk die Here dra my deur doodskade wees dit swaar gaan. 'n Daad van liefde wat jy aan hulle bewys het, 'n getuienis wat jy uitgeleef het. En daardie aanraking deur die genade van God kan hulle geestelik laat opstaan. Moet dus nooit moeg word om goed te doen nie. Jou lewe saai 'n erfenis wat na jou kan vrugte dra. Laastens, ons hoop is nie in 'n dooie profeetse gebeente nie, maar in die lewende verlosser. Elisa se graf is leeg, want sy gebeente het stof geword, maar Jesus se graf is leeg, omdat hy opgestaan het. Ons dien nie 'n dooie God nie. Ons dien die lewende Here wat vir ons intree, wat in beheer van die wêreld is, wat ons lei deur sy Gees, en wat ook eendag ons uit die dood sal opwek met 'n verheerlikte nuwe liggaam. Ek sluit af, liefdes. Die verhaal in 2 Konings 13 is meer as net 'n vreemde, merkwaardige storie uit die Ou Testament. Dit is 'n baken van hoop. Dit wys ons dat God se genade so kragtig is dat dit selfs in die graf, selfs in die dood, selfs in die paniek van die lewe kan uitreik en nuwe lewe skep. Mag ons vandag die Here loof, omdat ons 'n beter Elisa het, Jesus Christus van Nasaret. Hy het nie net in die graf gelê om krag aan ander te gee wat hom per ongeluk raak nie. Hy het uitgestap uit die graf. Hy leef vir ewig. En mag hierdie waarheid jou van ons Vader, as ons kyk na die hoofstuk in 2 Konings 13, dan voel ons klein. Want die almag is bo alle perke, u krag oneindig, en u het ons gered. Johannes 3 vers 16 sê, u het ons so lief gehad, dat u in plaas van ons te straf, u seun deur die dood laat gaan het, sodat ons wat glo die ewige lewe kan hê. In 2 Korintiërs 5 sê, as ek uitstap uit hierdie lewe, dan gaan ek in 'n vaste gebou, hierdie tentwoning,
Wat deur skeure, pyn en siekte gebreek word, is dan daar nie meer nie. Maar ek is die vaste gebou wat in Jesus Christus se bloed op die kruis vir ons gegee is. Help ons om op te kyk in hierdie week. Nie te kyk na die swaar kry, die beproewing op aarde nie, maar op na U, ons Here, waar U aan die regterhand van die troon van God sit en vir ons bid, dat ons staande sal bly in die stryd hier op aarde. Daardie gebed, U gebed vir ons, hou ons in stand. U liefde vir ons gee ons krag. Ja, U genade laat ons tree vir tree vooruit gaan op die lewenspad. Lei ons hierdie week in Christus Jesus, ons Here se naam. Amen. Ons slotlied is lied 201, daarvan vers 1 en vers 2. Daar ons weg die seën en die amen. Ons staan. Die Here sal u seën en behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee.